Die Johannesburg Metro het sedert 23 Desember verlede jaar nie spoedkameras nie, wat die afdwing van spoedgrense deur die metropolisie deur middel van kameras tot 'n algehele stilstand gedwing het. Bronne het aan Moneyweb gesê die toedrag van sake word toegeskryf aan die metro se kontrak met Syntel. Vir meer besonderhede sluit ons aan by advokaat Anton Alberts, VF+ wetgewer lid in Gauteng en die party se woordvoerder oor vervoer. Goeiemiddag Anton. Goeiemiddag Estie. Dit is nou 'n wyle wat daardie spoedkameras dan nou nie werk nie. Wat behels die metro se kontrak met Syntel? Ja, hulle kontrakteer hierdie funksie van spoedkameras uit aan 'n privaat maatskappy wat die nuutste kameras het. Sodoende hoef die stadsraad self nie die kameras te onderhou nie en hulle hoef ook nie heeltyd die kameras opgradeer nie. So dis die voordeel wat hulle het deur met 'n maatskappy te werk en dis ook die rede hoekom hulle dit doen. So wat het tot hierdie aanwesigheid van die spoedkameras dan in die Goudstad aanleiding gegee? Die wese van die probleem is behoorlike kontrakbestuur in die stadsraad. Ek is nou 'n LPW en die wetgewer, maar ek was jare gelede self 'n raadslid in Johannesburg stadsraad gewees. En daar was in daai tyd, en ek praat hier van omtrent 2007 2008, ook hierdie tipe probleme gewees. So daar's definitief 'n gebrekkige bestuur van kontrakte in die algemeen, maar spesifiek dan ook oor hierdie kontrak, want dit het al voorheen gebeur en dit het al gebeur dat daar maande verbygegaan het waar daar geen behoorlike spoedwetstoepassing was nie. Met ander woorde, mense kon op die paaie ry soos hulle wil sonder dat daar werklik ware polisieering is, wat natuurlik ook baie gevaarlik is. Wat is die alternatiewe? Word boetes nou met die hand uitgeskryf en op 'n stelsel gelaai of wat nou in die geval van die Goudstad? Ja, dit is eintlik 'n probleem. Dit is eintlik lagwekkend, maar is ook hartseer want daar gebeur eintlik niks nie. By die afwesigheid van kameras is daar nie 'n manier om vas te stel werklik waar in 'n hof wat 'n hof aanvaarbaar sal wees hoe vinnig 'n persoon gery het nie. So of hulle nou die kaartjies per hand gaan skryf of elektronies uitreik is nie ter sake nie, maar die feit is dat die spoed nie gemeet kan word nie en daarom is daar nie spoedregulering wat tans plaasvind in Johannesburg nie. Dit beteken reg en geregtigheid lê agterweë. Wat is die inkomsteverlies ook? Daar's natuurlik ook 'n inkomsteverlies vir die stad in daai verband. Die oortreders wat daar is en daar's altyd oortreders en hulle word lyk my meer as daar 'n besef is dat daar nie meer 'n spoedbeheer is nie, 'n spoedpolisieering is nie. Dan gaan die inkomste natuurlik af. Daar's geen van daai inkomste wat invorderbaar is nie, maar nog belangriker as die inkomste want natuurlik is dit nie 'n manier om geld te maak hierdie nie. Hierdie is 'n polisieeringsfunksie vir padveiligheid. Maar dis juist die punt is dat padveiligheid kom nou in gedrang. Juist omdat van die mense wat roekeloos bestuur dalk sou agterkom deur die media, maar daar is nie polisieering wat plaasvind nie. Hulle kan ry soos hulle wil. Is daar enige planne ter tafel gelê om hierdie kontrak te hernie of kameras aan te koop? Maar die status van die kontrak is onduidelik op die stadium. Ons raadslede is tans besig om navrae aan die verband te doen. Dit lyk my die hernuwing moes plaasgevind het net voor Kersdag, wat 'n baie moeilike dag is om te bestuur, maar dit is nie 'n verskoning nie. Jy weet, wanneer die stadsraad kontrakteer, moet hulle hierdie die herkontraktering en die datums van hernuwing moet hulle dagboek. En dit is blykbaar nie gedoen nie, dit lyk op die oog af so. En ons sal moet gaan presies uitvind wat is die rede hoekom die kontrak nie hernie is nie, of miskien is daar 'n dispuut, maar dan moes daar ten minste 'n rigsteenfunksie gewees het wat nie daar is nie. En ons sal wel uitvind presies wat is die probleem en ons sal in daai verband 'n verklaring uitreik. Ja, en dis nou meer as 'n maand later, 26 Januarie. Ja. So Kersdag kan nie die probleem wees nie. Nee, en die probleem is natuurlik ook, soos ek voorheen gesê het, dat hulle al by vorige geleenthede nagelaat het om te hernie, dat daar 'n tydperk van 3 maande verloop het omtrent, as my geheue reg is, wat hulle nie behoorlike polisieering op die paaie gehad het nie. So dis nie 'n nuwe probleem nie, ons sal dit moet aanspreek. Dankie, dit is advokaat Anton Alberts, VF+ wetgewer lid in Gauteng en die party se woordvoerder oor vervoer.